Vriende en familie, ons is nou al 8 boodskapies weg in ons reeks Moed om mens te wees. Hier is die boekie. Jy sal onthou, Dominee Henny het verlede week in sy aanbieding gesê dat ons eintlik besig is om deur die woord te wandel. Dit is wat hy u nooi om weekliks te doen dwars deur die jaar en ook gedoen het met baie van die lidmate voordat ons in 'n Grendeltydperk ingegaan het. Nou is ons met hierdie boekie besig. Ons vanaf Pinkster en ons hou in ons vierlinggroepies bespreking oor moed om mens te wees. En soos ek reeds gesê het, ons is met boodskapie 8 nou al besig. Vanaand se gedeelte is eintlik herhalend in die opsig dat ons 'n teksgedeelte lees wat ons al redelik deurgetrap het voorheen, eintlik 2 van die gedeeltes. En daarom wil ek graag vanaand ekstra bylees 'n klein gedeelte uit Johannes 13. So die teksgedeelte wat ek graag vanaand kortliks wil herhaal, is die gedeelte waar Maria by Jesus se voete sit en hy het mos toe nou met haar in gesprek gegaan daaroor, eintlik met Martha wat ontevrede daaroor was en hy het toe vir Martha gesê, Martha, Martha, in Lukas 10 vers 41, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net oor een ding moet jy weet en moet jy besorg wees, en dis om eerder by my voete te sit. En dan lees ons later in Johannes, toe ons die gedeelte gelees het rondom die opwekking van Lazarus, dat Martha eintlik ook 'n nuwe geloofsbelijdenis gemaak het, deur te erken dat Jesus die Here is, en die ware Messias is, en waarvoor hy dan ook gekom het, en dan lees ons mos nou die baie mooi gedeelte in Johannes 12, waar Jesus dan aan dieselfde huis kom, en toe Maria dan 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring het, en het op Jesus se voete uitgegiet het, en sy voete met haar hare afgedroog het in die hele huis, met die geur van die heerlike reukolie gevul het, en dan die reaksie van Judas Iskariot daarna, en hoe radikaal dit was, en Jesus dan juist bevestig het dat Maria en ook Martha ver vooruit kon sien met sy begrafnis, omdat hulle met hom in 'n lewende verhouding gestaan het. En dan lees ons in Johannes 13, jy kan dit gerus ook in die groepies lees, dis nie opgeteken in die boekie nie, maar Jesus was dan sy disippels se voete, en dan aan die einde van die voetewassing, dan sê hy die volgende, en ek wil dit tog vir u lees in Johannes 13. Toe hy die voete klaar gewas het en sy boekleed aangetrek het, en weer aangesit het, hy vir hulle gesê, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle. Eintlik is 'n mens hier letterlik uit die Grieks vertaal, parisia te hê, vrymoedigheid te hê, om ook mekaar se voete te was. Nou my simbool wat ek vanaand saamgebring het, is 'n handdoekie. En met hierdie meditasie wil ek herroep sommer die voorreg wat ons as gelowiges het, om in hierdie tyd ook mekaar se voete te was. 'n Ma bel my en sê vir my dat haar dogtertjie allerhande twyfelvrae het oor die teenwoordigheid van God in hierdie pandemie. Synde dit lyk of die virus heeltemal hand uitdruk. En ons ooreenkoms was om maniere te soek hoe ons die kerk weer sigbaar, diensbaar kan maak. Jesus help ons deur te sê dat hierdie gedeelte nie noodwendig sleg is om te herhaal nie, maar dat hy juis wil beklemtoon, en Lukas dit wil doen, en Johannes dit wil doen, deur vir ons te herinner daaraan hoe nodig dit is dat ons juis by Jesus se voete stop. Die kerkvader Ignatius sê dat die rede hoekom ons nie stop by die Here se voete nie,
is omdat ons lewe laat beheers deur verwyd, deur te lewe in die verlede, en deur vrese, deur hoofsaaklik onsself gek te maak, deur vrese te hê rondom die toekoms. Ignatius sê die uitdaging van ons is, wat ek en hierdie mamma saam besluit het, is om as kerk weer sigbaar te word en ontvries te word deur die werklikheid waar die virus ons laat, deur 'n sigbare kerk te wees. Ek wil graag nou vir u nooi om sommer net daar waar u is in u meditasie saam met my, sommer net die verwyte neer te skryf, wat u al dikwels u lewe mee laat oorheers het. Neem 'n potlood op, gee 'n paar oomblikke van stilte, en wanneer ons 'n bietjie stil musiek het in die agtergrond, skryf al u verwyte neer. Skryf ook die vrese neer wat u lewe oorheers. En dan lê ons dit by ons Here se voete neer. Want ons kan nie langer versaak en versuim om 'n sigbare kerk te wees nie. Kom ons gee 'n paar oomblikke sommer net van stilte by die voete van ons Here. Die gedeelte van Johannes 13 en die woord wat ek gebruik het in die lees of ingelees het in die lees van die teks is die Griekse woord parisia. Nou dis baie interessant dat hierdie selfde Griekse woord gebruik word in die Griekse vertaling van die Ou Testament met die slawerny van die volk Israel in Egipte toe hulle uit Egipte land uitgelei is. En dis baie mooi vry vertaal in die opsig dat daar staan in Levitikus 26 in die Griekse taal vers 13, dat toe die volk Israel uit Egipte land uitgelei is, het God weer die volk Israel regop laat loop. Hy het hulle weer regop laat loop. Dis mos wat hierdie tyd aan ons almal laat doen het. Dit het op 'n manier ons gebuig af onder toe, laat hoop verloor, laat moedeloos raak. Op 'n manier ons weer laat kromloop. Hierdie gedeelte in vanaand se meditasie of in vandag se meditasie
nooi ons om deur by die voete van die Here tuis te kom met ons vrese en met ons verwyte, om sommer net weer opnuut los te kom daarvan en in die oomblik te leef, weer regop te loop en die kerk op 'n praktiese manier sigbaar te maak. In ons volgende paar oomblikke wil ek u nooi om sommer net weer 'n handdoek te neem, ergens in die huis, vir u 'n voetehanddoek, soos ek hom gekry het in my huis, weer op u skoot te neem en hom vas te hou, simbolies, en op 'n manier vir die Here te vra of die Here nie vir jou en vir my op 'n praktiese manier wil gebruik deur by iemand anders se voete te vertoef nie. Jesus sê mos nou baie mooi in Johannes 13, nou dat ek julle voete gewas het, nou dat julle as kerk by my voete tuis gekom het, herhalend hierdie skrifgedeelte 'n paar keer in julle vierlinge gedoen het, of daar waar jy die meditasie op jou eie geluister het, behoort jy met parisia, met vrymoedigheid en ook ander te help, om waar hulle plat gelê het op die aarde, weer regop te loop, nou ook iemand anders se voete te gaan was. Kom ons gee 'n paar oomblikke waar ons sommer net by die Here hoor. Is daar nie 'n naam wat vir jou as 'n geskenk gegee word, om weer iemand anders te laat regop loop nie? As jy dit ook wil neerskryf, is dit glad nie 'n slegte idee nie. En sommer 'n telefoonnommer daarmee saam. Nou word jy 'n groen lig gegee om 'n slag jou foon aan te sit. En sommer die nommer op te soek. En as hierdie meditasie verby is, dadelik te bel. Ek gee so 'n paar oomblikke van stil wees en gesprek met jou Here. Kom ons wees stil in sy teenwoordigheid. Ek het gewonder hoe dit was. Ek het gewonder wat u gehoor het by die Here. Ek het gewonder of die Here jou gestuur het na iemand toe. Ek het ook gewonder of die Here jou nie dalk na bediening toe gestuur het nie. Hier in Kuilsrivier Suid het ons soveel areas waar ons betrokke kan wees. Ons diens van barmhartigheidsbediening het 'n paar vakatures wat gevul moet word. Van ons ander bedieninge soos die gebedsbediening en ons missionêre bediening waar ons oor grense vir lidmate sorg, het 'n paar hande nodig. Ons het heelwat sorgendes nodig oral oor in ons gemeente en die wyke waar ons graag mense se voete op 'n sigbare manier wil was. Daar is heelwat nood wat aangespreek moet word. Jy wil dalk deur kos te bring by projek 1 betrokke raak. Die Here het met jou gepraat nou. En ek het gewonder of jy nie 'n WhatsApp wil stuur om sommer net te sê vir jou wijkdominee of vir jou kerkkantoor by 903-3095 tussen 8 en 1 in die oggend, waar jy betrokke wil wees nie. Miskien het hierdie meditasie jou op 'n aksie of 'n bediening of 'n naam gebring waar jy graag betrokke wil wees. Ons is meer as bereid om met jou in gesprek te gaan en jou te help om ergens in Kuilsrivier Suid of buite sy grense 'n voetewasser vir hom te wees. Kom ons sê vir hom dankie deur dit vir hom te vra. Here, baie, baie dankie dat u ons laat regop loop het. Dankie dat ons voetewassers kan wees van die koninkryk. Dankie dat ons geroep is via hierdie meditasie, om nadat ons verskeie male by u voete tuis gekom het, nou regop genoeg loop om ook vir ander te help daarmee. Neem ons, gebruik ons, dra ons, om voetewassers vir ander te wees. Om regop met vrymoedigheid te loop en ook ander regop te laat loop. Dankie dat hierdie meditasie ons daartoe neem. Dankie dat ons kon leer by u wat die primêre voetewasser was en ook aan die kruis gegaan het om ons voete te was. Om vir ons te wys wat ware diens, opofferende diens beteken. Ons eer u naam. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en 'n wonderlike week en 'n heerlike lang naweek wat voorlê. Rus goed en as dit nodig is gereeld by ons Vader se voete. Tot ons mekaar weer sien. Mooi loop.